Ek wil nie soos Elon Musk wees nie. Nou, as jy Elon Musk weet, dan weet jy, dis eintlik 'n snaakse ding wat ek sê, want hy is indrukwekkend. Hy het 'n sukses gemaak van die een stuk baanbrekerswerk na die ander. Hy het vir Tesla en vir SpaceX en vir Starlink gebou en hy's besig met nog nuus. Dus hy's 'n reuse sukses, iemand met dryfkrag, en daarom is hy nogal vir baie mense 'n rolmodel, 'n ideaal. Hulle sal sê, ek wil nogal soos hy wees. Ek wil nie, want hy's die simbool, dalk doen ek hom 'n onreg aan, want ek ken hom nie. Hy's die simbool van een lewenstyl en ek kies eerder 'n ander lewenstyl. Hy's 'n simbool van die lewenstyl waar jy gedrewe is. Jy's rusteloos. Jy kan nie tot rus kom nie, want jy droom heeltyd oor daai ding en is net tevrede as jy nog 'n sukses gemaak het. En snaaks genoeg, die Bybel sê ook nogal, hierdie lewenstyl is nie goed nie. Die Bybel beveel vir ons iets anders aan. In 'n vreeslike kort, pragtige, eenvoudige stukkie in die Bybel, Psalm 131. Daar staan, ek kies nie die gedrewe lewenstyl nie. Want, Here, my hart is nie hoogmoedig, en my oë nie verwaand nie. Ek hou my nie besig met groot dade of iets wat te wonderbaar vir my is nie. Die ander lewenstyl word in vers 2 vir ons gegee. En as ek hierdie een noem gedrewe, noem ek hierdie ene gepas, want dis om die beste te maak van wat my talent is, van wat by my pas, sodat ek hoog mik, maar nie iets wat ek nie gemaak is, die Here vir my gegee het om te wees nie. En in vers 2 word daar die lanceerbasis van my vir my lewe geteken. Luister na hierdie pragtige vers. Maar ek het my siel tot kalmte en bedaring gebring. Soos 'n kindjie by sy moeder, soos 'n kindjie is my siel in my. Nou goed, as 'n mens dit net so lees, lyk dit 'n bietjie drasties anders as 'n gedrewe styl. Dit lyk eintlik amper 'n bietjie passief, te rustig, amper soos 'n ou wat 'n stoepsitter is. Maar dis nie wat hierdie versie sê nie. Hierdie versie sê, ek kies nie om 'n stoepsitter te wees nie, ek kies om 'n skootsitter te wees. Soos 'n kindjie wat op die skoot van sy moeder sit, en dis my lanceerbasis om te doen wat ek kan, en wat die Here, my moeder, my vader, vir my graag wil hê ek moet wees. Want weet jy, 'n kindjie wat op 'n ma se skoot sit, ek wat op die Here se skoot sit, voel veilig. Ek het sekuriteit. En as 'n mens sekuriteit het, dan kan jy goeders waag. Dan spring jy van jou ma se skoot af en jy gaan doen 'n klomp dinge. Na rukkie kom jy terug en jy sit weer en jy vertel vir ma, jy vertel vir die Here, dis wat ek gedoen het. En dan gesels ons daaroor en dalk sê hy vir my, mooi so. Jy het gedoen wat jy kan. Spring weer af en gaan doen nog iets. En dis hoekom ek sê, dis nie gedrewe nie, dis gepas. Want ek doen wat my vader, my moeder, my vader in die hemel, vir my laat ontdek het wat ek kan doen, en dan het ek die sekuriteit om dit te waag. As ek sukkel, dan kom ek terug, en ek kry weer moed, en ek probeer weer. Ek moenie iets wees wat ek nie wil wees nie, want onthou daar's 'n gelykenis van talente waar 1 5 en 1 2 en 1 1 kry, en as ek 5 gekry het, of 2 gekry het, dan moet ek nie dink ek moet 5 verdubbel nie, dan moet ek net doen wat my 2 talente vir my gee om te doen. En dan kry ek by my vader, by my moeder, by my hemelse Vader,
die veiligheid om dit te gaan waag. En daarom, ek wil nie gedrewe wees nie. Ek wil gepas wees. As ek tussen mens is, dan wil ek nie droom om vuurpyle te bou nie. As ek 'n syfermens is, dan moet ek nie droom om operasies te bou nie. As ek 'n balletlyfie het, moet ek nie droom om rugby te speel nie. Ek doen wat pas by my, maar ek doen dit voluit met die veiligheid wat my hemelse Vader vir my gee. En dis wat ek vir jou toewens. Gaan vra vir die Here op sy skoot, wie is ek, wat is ek? Dan ontdek jy daar, dan spring jy af van sy skoot en jy waag om dit te doen en jy kom terug en jy vertel vir hom. Ek wil hê jy moet 'n rustige, tog lewe met dryfkrag hê, maar nie gedrewe om altyd rusteloos te wees nie, want iemand wat so gedrewe is, het ek al so 'n gat in die binneste en dan probeer ek dit volmaak met alles wat ek nog probeer behaal. As die Here in jou binneste is, doen wat jy kan, doen dit voluit met sy genade. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons vra maar net dat U vir ons sal help om die beste te doen van wat ons kan tot U eer. Dankie dat U vir my, vir ons elkeen op U skoot vashou, soos 'n moeder vir haar kindjie en vir ons sê, ek is lief vir jou, ek is trots op jou. Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Geniet dit om op die Here se skoot te sit, veral as jy moeg is. En as jy gerus het, dan waag jy om nog dinge te doen. Seënwense.